Goed, is julle gereed vir die woord? Is opgewonde oor die woord en ek wil het noem sommer so aan die begin dat hierdie gaan een reeks van 3 episodes wees. Almal kyk ons aan een reekse en seisoene, maar het sal nie baie seisoene wees. Het sal net 3 episodes wees, maar ek gaan die volgende vandag en die volgende 2 weke waarna kom net so 'n bietjie fokus baie spesifiek op die profetiese rede wat Jesus self bedien het in sy laaste prediking voor sy hegtenisdeel en dit was natuurlijk waar die mense gedeel het en gepraat het oor sy wederkoms en hoe ons in gereedheid moet lewe en ek wil het net titel leef gereed en waar ons vir ons kom verhale vertel en gelykenisse vertel om ons te leer en te help om wel op daardie plek te wees waar ons gereed moet wees, want daar is niks waarvoor jy meer gereed moet wees as die wederkoms van Jesus Christus nie. Daardie gereedheid het 'n impak op die ewigheid. En soms verloor ons perspektief van die ewigheid en soms is ons so vastgevang in die tydelike dat ons vergeet van die ewigheid. Die ewigheid is realiteit. Dood sê jy einde nie. Dis al by die begin. Okay. Hierdie is eindelijk al op ek kan nie sê 'n theaterrepetisie vir dit wat kom. Weet ek en Tannie Alma praat gister oor op August, ons hier so by die Crossroads is en ons mis ons geliefdes natuurlijk, maar as hulle moet gaan terugkom en vir ons kan sê, moet ons asseblief nie mis nie, julle weet nie wat se vreugde ons het waar ons is nie, want die wat op Christus gesterf het is in die paradijs, hulle is in sy eerlikheid en sy teenwoordigheid en ons moet eindelijk so jaloers wees op ons geliefdes wat ons vooruit gegaan het, maar ook uitsien en ons self gereed hou om hulle te kan ontmoet weer en te ontvang en met iemand, dit was baie relasies en ek het net 'n gesprek toevallig in die week, het iemand 'n gesprek gehad oor, maar hoe gaan ons mekaar nie erken in die hemel nie? Nou dit is nie waar nie, ons gaan mekaar erken in die hemel. Ek dink net die dame was ek weet nie of sy nie gehad het om man moet erken of sy skoonma moet om nie erken of soiets nie, maar ons gaan mekaar verseker erken. Ons gaan net nie in die huwelik uitgegee wees nie, want dit is 'n hele ander dimensie, maar verseker gaan ons mekaar erken, hopelik mekaar daar ontmoet. Amen. En ons moet gereed wees. En is altijd, ek dink is 'n goeie plek om te wees, waar jy somtyds, en ek wil met versigtigheid nie in ongeloof sê, ek sal nooit vergeet, ek het groot geword in 'n kerk van 'n magtige man van God, weet wat is baie sterk profeet is, en weet wat in ure in gebed spandeer het, en tyd spandeer het, en kort as ek om raak geloop het in 'n restaurant of iewers in 'n winkelsentrum en ek en hy 'n gesprek gehad het, en dan sal hy altyd in die woorde vir my gesê. En dan het ek gedink as ek 'n wedstryd en dink, wat sê hy? Want ek ken hom as hierdie man van God en hy sê, goed al, ek hoop ek maak het eendag. Ja. Ek hoop ek maak het en ek dink, as hy dit sê, 'n man wat geken is aan gebed, 'n godsman, 'n profeet, wat sy hele lewe gewy het net aan die werk van die Here, en dan sal hy vir my sê, Boeta, ek hoop ek maak dit. Hy is oorlede 'n jaar terug, en ek glo hy het dit gemaak, maar soms dink ek, is dit ook maar goed om te wonder. Here, is ek regtig gereed? Is dit hou so 'n bietjie op ons tone, is dit nie waar? Nou weet uit genade word ons gered, maar daar is ook 'n pad van geregtigheid, en Jesus bring vir ons baie duidelike lerings hierso. En het is duidelik dat nie almal dit gaan maak nie. Nie is almal wat sê, Here, Here. En wat in sy naam Bybels uitgebruik het, gaan dit maak. As ek die woord reg lees. En dit is ook iets so belangrik is dat ons die woord sal toelaat om ons lewens te motiveer. Op 'n pad van geregtigheid. 'n pad van gereedheid. En daarom gaan ek dan fokus vir die volgende 3 weke op Matteus 25, baie spesifiek hoofstuk 25, waar daar 3 stories is wat ons gaan dissekeer in die tyd wat ons, my en jou gaan help om in daai plek te wees waar ons gereed is vir die oomblik wat Jesus terugkom te kom haal. Nou 'n bietjie agtergrond voor Matteus 25 is dit ook die profetiese rede, is dit profetiese wat van 'n geïnspireerde woorde Jesus van preek. En die profetiese rede Matteus 24 is waar daar die kontroversie is oor gaan wegraping, gaan nie wegraping wees nie. Ek wil nie volgende op fokus nie. Want of al wegraping of nie wegraping is nie, jy moet gereed wees. Okay? Weet as jy dit gaan lees en kyk en direk gaan lees, dan sê dit sommiges gaan aangeneem word, 2 gaan op die veld wees, 1 gaan aangeneem word en ander gaan nie aangeneem word.
Nie almal gaan dit maak nie. En Jesus bring hierdie prediking voor sy gevangenis en sy geregtenisneming om vir ons iets na te laat van sy laaste prediking. En ek wil ook hier sê, die eendag het ek, baie lang terug het ek gepredik oor Mattheus 25 en iemand het my na die tyd probeer korrigeer en sê, ja, maar die prediking was voor die kruisiging van Jesus. Nou, as mense met die redenasie kom, maak dit weg. Want God is dieselfde, gister, vandag, tot al die dag. Ja, die benadering en die verhouding tussen God en mense het radicaal verander door die kruisdood, maar die beginsels van God het nie verander. Die beginsels van geregtigheid het nie verander nie. Jesus het nie die wet kom kanseleer. En die wet kom vervul, want wat is die wet? Die wet is die wil van God. Wie die wet vir ons gegee? God. As jy reëls in jou huis het, is dit jou wil vir jou huis. En as God ons reëls deurgee, dit is my wil vir julle lewe, en sy wil sal vir ons gegee word tot die beste lewe wat ons kan hê. Wat Jesus kom doen het in die vervulling van die wet is, hy het dit vir ons kom moontlik maak om in die wil van God te kan lewe. Want die mens kon uit sy eie selfpoging dit nie reg kry, die nieuwe deur nie, maar in Jesus se koms en sy opstanding en die uitstorting van die Heilige Gees, het hy dit vir my en jou moontlik gemaak, en het hy ons kom in staat stel deur sy krag wat in ons woon, om in die wil van God te bly lewe, want God se wil het resultate, maar buite sy wil is daar ook resultate. Wat die goeie resultate is, want hy sê, hy sit vir ons die lewe en dood. Dus net nadat in die Ou Testament die wet gegee is, sê God, ek kom sit vir die lewe en die dood, die seën en die vloek, maar jy moet kies. Jy kies, maar weet net, jou keuses het gevolge. As jy die lewe kies, dan gaan jy goeie gevolge. As jy die dood kies, gaan jy slegte gevolge. En dis wat jy moet besef, ek en jy, wat as kinders van die Here Jesus aangeneem het 'n verantwoordelikheid om ons lewe te handhaaf, as gelowiges, want ons dra die vrug wat by die bekering was. So ek wil eerstens, voor ek uitkom by die eerste storie, want ons 3 stories, die eerste storie is van die 10 maagde, die tweede storie is van die talente natuurlik, wat ons volgende week gaan kyk, en dan die derde storie is van bokke en skape. So as jy boer is, moet nie die laaste ene mis, maar ja, en in elkeen gaan daar iets van ons leer, en dan gaan daar 'n motivering wees, en ek wil volgende, en moet dit nooit sien as 'n veroordeling nie, maar 'n motivering, want as jy skuldig voel, en jy skuldig is oor iets, dan is jy baie sensitief vir veroordeling. Die woord sê ons moet nie veroordeel nie, maar so vir julle weet dat God is die groot regter. God mag oordeel. So as sy woord dit sê, is dit nie 'n mens wat oordeel nie, maar is God wat oordeel. Dit sê maar jy is buite my wil en buite my plan. So voor ek by die storie uitkom, kom ons praat vir 'n oomblik en ek wil verduidelik die mees onpopulêre tema onder die mensdom. Net vir 'n oomblik stil staan. Wat dink julle is die mees onpopulêre tema waar die mens al graag wil praat? Of nie graag wil praat? Kyk, die eerste ding wat opkom is sonde, maar kom ons praat gou 'n bietjie oor sonde. Of moet ons dit eerder, kom ons dit na die volgende episode toe skiet. Nee. Volgende seisoen toe skiet. Ons moet oor dit praat, want dit is vir die mensdom deur al die eeue die grootste uitdaging. Maar verstaan ons die konsep van sonde? Okay? En ek wil vanoggend net vir jou 'n bietjie net baie eenvoudig verduidelik, wat sê die woord as hy praat van sonde? Want die woord sonde kom amper 300 keer in die Bybel voor, so ons kan dit nie ignoreer en vermy nie. Dis 'n realiteit, en dit het 'n impak, en dit het resultate, maar nou weer eens, want ek het nie volgens vir jou kom verduidelik vir jou te oordeel nie, om jou te motiveer. Okay, so, en ek gaan dit prakties vir jou verduidelik, en ek hoop jy gaan dit onthou. So, die woord sonde, as jy dit vir ons op woord kan sit, is afgeleid van die Griekse woord, en die Hebreëse woord het dieselfde betekenis, hamartane, en het sê properly to miss the mark. And so not to share in the prize. Dis mooi, nee? Properly to miss the mark, met ander woorde, jy het dit nie gemaak nie, jy het nie gewen nie, jy het die target gemis, en nou kan jy nie deel die prijs geld.
Dis wat dit letterlik die woord gaan beteken. So, ek wil die twee jongmanne, kom gek voor dit, ek moet hulle gereeld voor die tyd, net om het prakties te verduidelik, vanoggend, dat jy, ek gaan nie, ek kan die pad uitskrif. So, ek het hierdie, het iemand sy huis gekry, ek sal nie sê van wat sy huis, kom ek nou weet, die laat waar doen nie, ek weet nie, ek wil allemaal kan sien, maar, ek gaan daar, So, om dit te doen, om dit verduidelik vanoggend, vanoggend dat ek veel gaan werk. Jy kan maar jou plek inneem, ek het met hulle gereeld wat in die plek is. Ek kan maar jou plek inneem. Ok, so, om sonde te doen is, jou mis te maak, ok? So, hy moet nou mik, en as een richting wat hy, as hy wil mik, en as hy wil tref, wat is belangrik? Wat van die doel is belangrik? Waar is die doel, nommer 1? Maar waar die kerk? Ok, want hy kan hier staan en as ek hom nou geblindfold het, sal jy allemaal hier so bly sit het. Ek sê, ek gaan hom nie rond te spin. En kyk of hy die target gaan tref. So, ons wil kyk of die jongman daar op die pad nie byster raak nie. So, as hy die merk wil tref, moet hy, so wat betekent om te mik? Focus. As hy focus verloor, is een paar jagters op die kerk, ons het so ding wat ons leer uit een teleskoop. Nou die sê, die groot werk van die teleskoop is, ja, hy bring die voorwerp nader. Maar weet jy wat is eindelijk sy grootste werk? Dit vat jou aandag vir iets anders daar. Want jou focus is daar, waar die target is. En al die ander goed wat jou aandag kan aftrek, kan nie jou aandag aftrek, want jy kyk hier deur die pyp, en die gase, om dit nader te bring, maar ook, dat iets nie jou aandag aftrek. So as ek nou sy aandag aftrek, en die moet om bezig is, gaan hy makkelijk die boel tref? Nee, as hy nie gefokus is nie, gaan hy die boel tref? Nee, hy gaan die target mis te maak, dat jy sin, ok? So, kom ons kyk of die jongman kan. Afvat. Baie crazy. Ok, wat het jy gegooi, wat ons net sien? Net 2, ach broer, kom ons kan die skool opsit met net 2. Kom ons soek al boel. 6, en dan met triple 6. O, jy is ook nie meer in die kerk, om triple 6 te gooi. So, ja. Ek kan dit probeer. As ek vandag hierdie daar moet vat, en ek het nie een saak oor wie waar is, ek het nie een saak oor wie wat ek al doen nie, en ek weet nie waar die target is, maar dan sê ek, hoor, ek moet iets tref, en ek vat om ek Excuse, het ek jou raak gegooi. Gaan die feit dat ek die merk mis, iemand anders te beïnvloed. Ok, so kom ons kyk of hy die merk kan tref. Eindelijk staan hy heeltemal te naam, maar is so kyk. Dit is baie naam. Baie dankie, kom ons kyk van waar jy sit. Kyk. So, Kaiden het deel geneem. Soos die meerderheid mense deel neem. Ja, bro. Ja. Ek het nog gevraagd met om deel neem, maar ek het gesê wat sy rol is. En hy het sy rol gedoen. Wat doen hy? Ingepoes. So baie mense gooi en hulle gooi dat mis, hulle gooi nie die boel raak nie. En hulle gooi dat die verkeerde teiken raak. En die gooi dat iemand raak. Dis die een kant
van daardie woord, to miss the mark. Die Bybel is geskryf om ons te kom leer wat sonde is. Ek is van mening as ek die Bybel mooi lees, dat slegs 30% wanneer hy praat van sonde gaan oor wat jy nie mag doen nie. Dis net 'n klein gedeelte van wat sonde is. Die grootste gedeelte wanneer hy praat van sonde, en wanneer ons gaan sien na hierdie 3 gelykenisse, is presies dit wat Kain die hele tyd gedoen het. Om niks te doen, gaan jy ook nie die taal skryf. Dis die groter sonde van mense wat laks is, lui geraak het, ongefokus is, en die punt mis. Want jy gaan dit mis, as jy nie jou fokus daar kry nie. Jy gaan dit mis, as jy nie opstaan, en ten minste probeer. Geen maar die een wat probeer, en ons gaan dit sien met die talente. Want baie sit net. Ja. Hoe ek is op my pad, jy moet toe, ek glo in Jesus, en dis genoeg. En ek wacht dat hy terugkom. So ek sal op Facebook wees, tot Jesus terugkom. Of ek sal op Instagram wees, tot Jesus terugkom. Ek sal my tyd maar net, ek sê lus vir die wêreld, ek nie lus vir mense nie. Dit is een van die grootste sonde. Because you miss the mark. God se tyd is mense se lewens wat gered word. En om te sit en niks te doen nie, is my opinie, is my net die groter sonde, as die ou wat ons daai bekende sondes wat maklik opgenoem word. Ja, kyk hierdie doen nog dit, en kyk hierdie doen nog dit, en kyk hierdie doen nog dat. Die Bybel is nie so, ja. Die Bybel, Jesus lering gaan baie meer oor dit wat ons nie doen. So sonde, is 2 maniere om te sondig. Om iets te doen wat verkeerd is, of om nie te doen wat reg is. Dankie. Kom ons gee maar hande klap. So daar, wanneer ons praat oor sonde, moet ons verstaan dat Jesus kom motiveer ons hier, want as jy gereed wil leef, moet jy gefokus wees. Moet jy besef, daar is mikpunte wat God in jou lewe gestel het, en jou mikpunte en my mikpunte is daar verskillende plekke wat die Here daai mikpunte kom sit het, maar die impak wat ek en jy moet maak is 'n impak wat slegs effek gaan hê as ons 'n gefokuste lewe het. Want ons besef, maar God het 'n plan, God het 'n roeping, God het iets in my kom deponeer, toe hy sy gees my gegee het en sy seun my opgeoffer het, sodat daar 'n wêreld is wat kan verander. Want nou daar's 'n belofte in Matteus wat sê, hy sê die wêreld buite bekommer wat hulle gaan eet en wat hulle gaan aantrek, maar soek allereers die koninkryk van God. Hoe soek ek? Ek gaan sit nie op my rusbank en soek nie. Soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al die dinge sal vir julle bygevoeg word. En ek dink as ons net sal besef dat God ons roep tot aksie as 'n kerk om te sê, dat is tyd om te doen, tyd om 'n verskil te maak, tyd om 'n impak te maak. Ek het soveel in jou gedeponeer, wat ek wil hê dat jy moet weet, dat daar 'n verantwoordelikheid op dit wat ek in jou gedeponeer het, waar jy eendag voor my gaan staan en met rekenskap gee. So ek wil begin met die eerste gedeelte wat Jesus vir ons kom leer. Hy vertel 'n storie, en natuurlik sy gelykenis is die stories wat ons iets moet leer uit hierdie storie van hierdie 10 maagde. Maagde praat van jong meisies wat nog nie getroud is nie, wat nog natuurlik 'n suiwer lewe. En ons kan saam lees vanaf Matteus 25 vanaf vers 1. Hy sê, dan sal die koninkryk van die hemel wees, met ander woorde, Jesus heerskappy, sy koninkryk, sal wees, en die dag as hy terugkom, soos 10 maagde, wat hulle lampe geneem het en uitgegaan het, om die bruidegom te ontmoet. Ander woorde, hier is 'n fokus. Hier is 'n plek wat ek wil die bruidegom ontmoet. Hulle is redelik gefokus. Daar is 'n mikpunt vir hulle. Hulle het uitgegaan om hom te gaan, want hulle het geweet met wat se pad hy gaan langskom, en hulle wil hom gaan ontmoet nog voor die bruilofsmaal, want hulle is opgewonde,
Want dis wat jy doen as jy opgewonde is, as iemand vir jou kom kuier. Jy gaan staan sommer buite in die pad, as jy hulle landklas gesien het en regtig verlang het, jy gaan staan buite en wag vir hulle om te kom, jy kan nie wag dat hulle inkom nie, dis waar hierdie 10 maagde is, hulle is so opgewonde oor die koms van die bruidegom, dat hulle uitgestap het, hulle wag nie dat hy inkom nie, hulle gaan ontmoet hom al reeds aan langs die pad, dis die opgewondenheid wat ek en jy moet hê, oor die koms van die bruidegom. Ons moet hom gaan soek, ons moet gaan wag daar, Here, om te sê, U kom weer, en ek wil jou al reeds ontmoet voor die bruilofsfees. As die 5 van hulle was verstandig, en 5 was dwaas. So sien jy so dat 50% is wat slim is, en 50% wat minder slim is. Nou, ek kan nie sê dit is dom nie, maar dit is minder slim. En toe die wat dwaas was, hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saam geneem. Ek het 2 lampe vanoggend hier. Ek gaan al 2 aansteek. Ek hoop die verweer gaan werk. Want een van hulle een van hulle is gereed, die ander is nie gereed. En volgende moet ons iets kom verstaan wat die Here wil vir ons kom sê deur die lampe van hierdie maagde. Maar die fokus is nie noodwendig so seer op die maagde nie, ja, dit was dom, maar dit was op die lampe. En sien toe die wat dwaas was 'n lampe neem, het hulle geen olie met hulle saam geneem nie. Die verstandiges het olie en hulle kanne saam met die lampe geneem. So daar was 5, maar was 10 wat al 10 lampe gehad het. Al 10 se lampe het olie gehad. Maar die verstandiges het ekstra olie saam geneem. Die onverstandiges het net in die lampie gehad. Want hulle het nie verder gedink nie, hulle het nie besef dat die koms van die lamp kan nog verder wees, die bruidegom, as wat hulle gedink het. Die verstandiges het olie en hulle kanne saam met hulle lampe geneem. Terwyl die bruidegom taal om te kom, het hulle allemaal vaak geword in die slaap raak. Nou, ek dank die Here dat dit nie 'n probleem is om vaak te word in die slaap te raak soms nie. Ons word soms moeg. Dis okay. Hulle is nie gediskwalifiseer nie, want al die het moeg geword en in slaap geraak. Maar al gaan slaap nie, dan word jy moeg, moet jy voorbereid wees. En middernag was daar 'n geroep. Jy sien, Mattheus 24 kom Jesus en hy vermaan die mense om te sê, julle moet verstaan dat my koms nie as ek weet wanneer dit is. Die koms is nie vir die nag. En hy verduidelik het nogal mooi met Noagse tyd. Hy sê, weet jy, die mense van Noagse tyd het gewerk, hulle het geëet, hulle het gespeel, hulle het getrou, hulle het aangegaan, terwyl Noag die ark gebou het. En toe Noag die ark ingaan, het hulle nog steeds maar net aangegaan met hulle normale lewe. Die boodskap het hulle verduidelik het so mooi. Hulle het maar net normaal aangegaan soos gewoonlik, sonder om enigiets te verwag. En toe skielik, eendag, vir die ark se deur toegemaak word en die vloede kom, het hulle te laat besef, want hulle maar net aangegaan, soos normaal. Hulle het nie geleef met die verwagting dat niets gaan gebeur nie. Middernag was daar 'n geroep. Koms is dit nie vir die nag, en daar kom die bruidegom, gaan uit om tegemoet. Toe staan al die maagde op en maak hulle lampe gereed, en die wat dwaas was, sê aan die verstandiges, gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. Maar die verstandiges nou, hierdie klink so onchristelik, want die regte ding was ons om te doen, as jy nou 'n Christen mens is, dan moet jy ons nou met almal mededeelsaam wees. Maar ek wil vir jou sê, wanneer dit kom by die wederkoms van die lamp, gaan jy nie meer mededeelsaam wees. Want jy is so met die selfsug. Sê nee. Ek wil gereed wees. Jy kan nie kyk na die persoon langs sien. Jy sê, maar jy moet my help om gereed te wees. Jy die verantwoordelikheid. Jy kan nie kyk na jou pastoor en sê, pastoor is jou, jy moet my olie gee. Nee, ek sorry, ek op die laai dit, my olie is my olie. Jy het jou eie olie. Jy moet jou eie olie gesorg. Ek sal nou nice wees met jou, maar dan gaan dit nie nice wees. Want as ek die Bybel reg lees, die wyse maagde was nie nice wees. Wat wil sê, maar wees, ons gaan nie, nou gaan ons lampe dood. En dan mis ons die bruidegom. Want jy sien, hy
my kan sien, my lig moet skyn, ek moet daar wees, en wanneer ek moet ek hom eer bring, sodat my lig kan skyn, en hy kan sien wie ek is, as die maag wat hom tegemoet kom, maar as my lamp uit is, gaan hy my nie kan sien nie, gaan ek in die duister wees, en dan gaan die bruidegom mis, en die woord kom leer ons dat die wat in die duisternis is, gaan die bruidegom mis, hy sê die wat dwaas was, sê die verstandig is nie vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit, maar die verstandig is altyd te sê, miskien sal daar nie genoeg wees, vir ons en vir julle nie, maar gaan liever na die verkopers en koop die vir julle self, en terwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom, jy sien ons is soms so besig met ander goeders, en ons is so besig om dinge te doen wat ons net weghou, ons fokus kom steel van die bruidegom, want hulle moes gaan koop, en hulle gaan om te koop, die bruidegom gekom, en die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof, en die deur is gesluit, later kom die ander maag toe ook en sê, meneer, maak vir ons oop. Maar hy antwoord. Hy sê, verwaar, ek sê vir julle, ek ken julle nie. Wat wil Jesus vir ons sê, en dan, wie is die bruidegom, hy self is die bruidegom. Dit is toch gewoon weer, ek ken julle nie. Vers 13, waak nou, omdat in die dag en die uur nie weet waarop die seun van die mens kom. Wat het jy nodig vir die dag as die seun van die mens kom in hierdie verhaal? Jy het lig nodig. En dat was nie voorbereid nie, want daar was 'n tekort aan olie. Met die extra gebruik. Jy sien, wat sê Jesus vir ons? Wat praat die vlam van? Wat praat die olie van? Want Mattheus 5 vers 16 kom hy sê, julle is die lig van die wêreld. Ja. Die stad wat op 'n berg kan nie weggesteek word. Met ander woorde, jou geloof is nie 'n privaat ding nie. Jou geloof is nie 'n ding wat jy wegsteek daar in jou binnekamer nie. Jou geloof is nie net wat jy Sondag die blootstel op in 'n diens nie. Jy's 'n stad wat op 'n berg is. Jou geloof is iets wat nie weggesteek word nie, want jy's 'n lig wat moet skyn. Hy sê nie, en die mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder die wateremmer nie, maar op die staander en dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Wat bring my lig? Wat bring jou lig? Dit bring heerlikheid aan God. Wat is ons lig? Dis die goeie werke waartoe God ons roep. So jy sê dink van hierdie vlam, en ek sien die een vlam is besig om uit te gaan, want die rede is daarvoor is, ek het die een lamp so olie uitgepak, en die ander vol olie gemaak. Sure. En jy sê dink van vuur. Hoe werk vuur? Vuur het brandstof nodig. As daar die brandstof in die motor is, dan kan hoeveel vonk wees aan die engine, maar as daar die brandstof is, gaan jy daai ding draai, die battery gaan nader op pad, maar daar gaan niks gebeur nie, want vuur kan nie functioneer sonder brandstof nie. As daar nie olie in die lampies is nie, kan ek hoe met die lighter kom en probeer aan die gang hou, maar dit gaan nie werk nie. En weet jy wat gaan gebeur? Weet jy wat is besig om met hierdie lamp te gebeur? Dit is besig om onsself uit te brand. Want hierdie lamp brand die olie. Hierdie lamp brand die lig. Want hy het nie die olie wat hy gebruik. En weet jy veel gebeur het in kinders van die Here se lewe? Want hy nie met olie. Hulle soek die vuur. Maar as die olie begin uitbrand. En die vuur verteenwoordig natuurlijk die Heilige Gees. Kom sê ek so, wat sê Thessalonicense 5 vers 19, blus die Gees nie uit. So Heilige Gees se teenwoordigheid in ons lewe word vergelyk met die vuur, want jy kan die Gees uitblus. Ander word die Gees uitgeblus, ja, ek kan hom doodblaas en ek kan hom doodblaas, maar die Gees word uitgeblus wanneer die olie klaar raak. Blus die Gees nie uit nie. En ons sit in 'n krisis in ons tyd waar ons in lewe, in ons Christen wêreld, in die kerkwêreld, en een van die krisis, en dis wat ek vanoggend wil kom aanraak, en jou kom motiveer tot 'n
'n lewe wat anders te begin optree en functioneer deur die vlam van die vuur van die Heilige Gees wat ons harte brand. En baie mense het baie keer bid, ons sê, Here, ons soek herlewing, ons soek die vuur van die Heilige Gees, Here, ons wil hierdie vuur van die Here moet brand, en ons bid elke week daarvoor, ons bid aanhoudend daarvoor, maar soms sien ons so opvlamming en dan gaan dit net weer weg. Why? The oil is missing. Die lint word weggebrand, dan moet jy die lint weer vervang, dan moet jy weer deur 'n herstelproses gaan, nie die persoon weer kom herstel, want die tou en al die goeders van die wêreld het te veel geraak, want jy sien, as jy die olie in jou het, kan die wêreld nie jou vlam blus. Maar as jy net staan op die toukie, is jy vermoë om die vlammetje in die gang te kry. Wat is die olie? Wat is die olie? Wat is die swaard van die Gees? Wat is die brandstof waar die vlam van die Heilige Gees aan die brand in ons lewe? Dit is niks anders as die woord van God. Jy sien, ons lewe het so gejaag geraak, ons lewe het so besig geraak, dat ons bitter min tyd vir die woord van God in ons lewe het. En ek kan volgens jy sê, ek praat uit oor persoonlijke ondervinding, soms is my lewe, dan voel ek, en dan kan ek goed bid, en hoe die Gees intree, en hoe my taal gaan bid, dan voel ek, ja, daar is 'n branding, maar dat is nie blijvend, dit is asof het net so wegvijt, en dan weet ek weet vir my eie siel, dat was te min tyd, ek was te besig, om in die woord van God in te klim, en weer te begin lees, en my weer vol te maak van die olie, en die extra kant hê, want die woord van God is dit volgens ek en jy moet lewe. Dis die brandstof van die vlam van die Heilige Gees in ons lewe. Jou geloof kom deur wat? Jou geloof kom deur die woord. Romeine 10 vers 17 is die geloof is dus deur uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Kan jy genoeg woord in die lewe kry? Nee. Jy sien, maar dit is belangrijk, en ja, dit is wonderlik om na preke te luister, en dit is wonderlik, want dit is tot ons beskikking vandag, jy kan enige oomblik, enige dag, kan jy net op YouTube gaan, of enige kanaal gaan, en jy kan preke gaan luister, maar ek wil volgens jou sê, dat die preke is gevaarlik, as jy nie self persoonlijke tyd spandeer het in die woord van God nie. Amen. Hoekom? Want wanneer ek my Bybel oopmaak, met wie spandeer ek tyd? Ek spandeer tyd met Jesus. Jy sê, die combinatie van woord en gees is so belangrijk, mense, ons moet verstaan hoe dynamisch is die woord en die gees op combinatie, want toe die woord en die gees by mekaar kom, toe is daar skepende krag, want onthou die gees van God het gesweep op die aarde wat nog woes en leeg was, daar was geen reaksie, daar was geen skepende krag nie, en wat het God gebruik om te skep? Hy stuur wat vir die gees, en God het, hoe sê jy? Jy gebruik woord. God het gesê, daar lig wees en daar was lig. Want toe God sê, toe gaan die woord uit sy mond uit, en die woord tref sy gees, en toe die gees en die woord combinatie daar kom, toe staan skepende krag, wat die wêreld kom skep het. Jesus is gebore uit 'n maagd. Hoe die konsepsie plaasgevind? 'n engel wat dan al verskyn, wat gee die engel van? 'n woord. Amen. En die gees van God en daar binneste, die combinatie van woord en gees, word die seun van God gebaar. Van die skepende krag in die combinatie van woord en gees. En dis hoekom dit so belangrik is, dat ek en jy in die brand vir die Here wil lewe, kan ons nie net sê, Here, vul my met die gees nie, maar sorg dat jy ook vol is van sy woord. Amen. Want die letter is dood, maar die gees maak lewend. Weet jy wat maak die gees lewend? Die gees maak die woord van God lewend, en as daar nie woord is, het hy niks om lewe te gee nie. Want die gees van God sal niks anders te lewe gee, behalwe die woord van God nie. En as ek leeg is, as my olie uitgetap is, as ek nie tyd gaan spandeer in die woord van God nie, wat gaan gebeur? Dan is ek soos in die dwaase maagde. Ek gaan weer 'n plek soek, waar ek moet net myself gaan volmaak, en dan intussen het ek die bruidegom gemis. Ek wil jy vanoggend kom motiveer, kerk. Ek wil jy kom uitdag, kerk, dat jy jou tyd in jou dag, die 24 uur wat God elke dag van jou skenk, elke minuut van elke dag is 'n geskenk van God. Elke sekonde is 'n geskenk van God. My vraag aan jou volgende is, en my uitdaging is, hoeveel in daai 24 uur koop jy die tyd uit vir sy woord? En ek wil nie vir jou vraag om te preek aan nie, ek wil jou vraag, maak jou Bybel op en begin lees.
nooit gegee die een hoof by die skool het altyd vir ons gevra, hy sê, weet jy, gebruik julle iPads en julle fone, as julle vir jong mense kom bedien, hy sê, maar kan ek julle vra dat julle Bybels nog sal saam? Dit ons jong mense weer sal leer, ek sê nie die ink en die papier is heilig nie, maar die inhoud is dynamisch. Die inhoud is wat die vlam in die gang hou. Hierdie vlam, die vuur van die Heilige Gees, is afhanklik van die content wat die woord van die lewe van God in ons lewe kom sit, en vir jou en my kom vol maak, om te sê, ek is vol van die woord, daarom kan ek brand met die vuur van die Heilige Gees. Johannes 1:14, die woord het vlees geword, en onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou. Die heerlikheid soos die enige gebore, wat van God, van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Ek dink die grootste krisis in vandag se Christendom. Dis baie mense ken predikers, maar ken die woord. As jy regtig met mense gaan stil sit en net met praat oor die woord, dan mense weet nie eens wat se boek is in die Ou Testament en wat se Nuwe Testament. Nou die jare toe ons op kinders sonnaskool was die eerste wat jy geleer het. Is die boeke van die Bybel, en wat se boek? En hoe is dit uiteengesit? Of het al kursus hier aangebied om mense te help om die woord te verstaan. Ek wil volgende vir sê, jy moet verstaan, kerk, ek wil jou nie oordeel nie, ek wil jou motiveer dat jy weer in jou 24 uur wat jou geskenk is, iewers tyd sal uitkoop. Ek wil vir jou sê, een vers 'n dag maak 'n fenominale verskil in jou dag. Amen. En 1 vers motiveer jou na 2 vers, en 2 vers motiveer jou na 5 vers, en 5 vers motiveer jou na 'n hoofstuk toe. Dis hoe die woord van God werk, dis hoe verryk in die woord van God is, man. Dis 'n boek vol wysheid, dis 'n boek vol raad, dis 'n boek wat jou leiding gaan gee in jou kinderopleiding, opvoeding, dis 'n boek wat jou leiding gaan gee in jou huwelik, dis 'n boek wat jou leiding gaan gee in jou finansies, dis 'n boek wat jou leiding gee in jou besigheid. Die slimste man wat ooit geleef het op aarde, daar's 'n boek wat hy geskryf het, vir jou wysheid. Elke besigheidsmens is net besef, daar's 31 hoofstukke in die boek van Spreuke. Ryk met wysheid. Daar's een vir elke dag, 'n Spreuke vir elke dag. Ek beloof jou, jou besigheid sal nooit weer dieselfde bly as jy elke dag 'n hoofstuk in Spreuke gaan lees, of ten minste 1 vers. Dit verryk jou lewe. Hoekom? Want dit gee die Gees brandstof om te brand. Dan kom die psalmdigter. Jy sien, die vuur moet konstant brand in ons lewe. Soms is 'n frustrasie. Mense is dan aan die brand en ons nie. Ons is aan die brand, ons die liefde in het as die mense beleef. Die olie is leeg. Ons moet hierdie woord kom. En jy moet nie net genoeg in die lamp hê. Jy moet sorg dat jy extra kan nie maak, kan ek jy maak. Dank jy baie. Vol stof. Psalm 1. Vers 7 tot 3. Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddelooses volg nie. Kom ek stop met die spel. Wat weet ek, dit is goddeloose raad? Want ek is vol van die woord. Dit is nie raad en lyn met die woord van God nie.